Goeiemôre. Dis heerlik om weer op hierdie Sabbatdag met almal te wees. Ons gaan voort met ons lesingreeks oor Daniël 11. Ek het dit getiteld hierdie keer die tyd van die einde. Nou die tyd van die einde is gebaseer op hierdie frase wat ons vind in die boek van Daniël, hoofstuk 11 vers 40. Maar ons skriflesing was natuurlik Daniël 12 vers 4 en jy Daniël hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. Baie sal dit deursoek en die kennis sal vermeerder. Kom ons buig net eers ons hoofde in gebed. Vader, onderrig ons asseblief. Wys ons die dinge wat kom, soos U beloof het, deur die gawe van die Heilige Gees. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Die tyd van die einde, dit is nogal 'n belangrike onderwerp in verhouding tot Bybelprofesie, omdat dit weer en weer genoem word in die boek van Daniël. Daniël 11 vers 40 om meer presies te wees. Maar ons moet Daniël 12 vers 4, soos ons nou net gelees het, verstaan, sodat ons kan weet hoe om Daniël 11 vers 28 tot 45 te kan ontsluit. En een van die sleutels waarna ons gekyk het om dit te ontsluit, is om die heilige verbond te verstaan. Omdat die mag agter die heilige verbond in Daniël 11, vers 28 tot 45, verontwaardig is teen die heilige verbond. Dit lyk asof dit die heilige verbond wil korrup maak. Dit val God se heilige verbond aan. So ons het reeds na die heilige verbond gekyk, want as jy nie die heilige verbond verstaan nie, gaan dit moeilik wees om die profetiese insigte te volg wat God vir ons gegee het in Daniël hoofstuk 11. Nog 'n sleutel waarna ons gekyk het is die beginsel van herhaal en vergroot. Daniël 2, Daniël 7, Daniël 8, Daniël 11 gaan deur profetiese geskiedenis wat eintlik wêreldgeskiedenis vooruit is. En hulle skets dieselfde basiese aardse magte. In Daniël 2 is dit 'n beeld, in Daniël 7 is dit diere, in Daniël 8 is dit 'n ram en 'n bokram, in Daniël 11 is dit die koning van die noorde en die koning van die suide. Nou hierdie koning van die noorde en die koning van die suide is interessant, maar elkeen van hierdie hoofstukke loop parallel met die ander en skets Babylon, Medo-Persië, Griekeland, heidense Rome, pauslike Rome, en dan 'n bietjie onbekende inligting in Daniël voordat Jesus Christus sy koninkryk oprig. Ons het die 10 horings, maar van daar af is ons nie regtig seker nie. Ons probeer dus om hierdie laaste deel van Daniël 11 te verstaan. Nou Daniël 11 vers 29 lees: Op die vasgestelde tyd sal hy terugkeer en in die suide kom, maar dit sal die laaste keer nie soos die eerste keer wees nie. Nou hierdie teksvers het ons regtig gehelp, want ons het hier die 3 fases van Rome onderskei. Heidense Rome is die eerste keer. Geneesde pauslike Rome is die laaste keer, en die een tussenin is die opkoms van pauslike Rome in vers 28 tot 40. Wanneer ons dan na ons uiteensetting kyk, het ons tot dusver heidense Rome, die eerste Romeinse mag. Ons het pauslike Rome, die opkoms van pauslike Rome in die donker eeue. En dan het ons die geneesde pauslike Rome wat gaan kom in die laaste deel van hierdie vers. As ons net 'n Daniël hoofstuk 13 gehad het, maar nee, ons het nie 'n Daniël 13 nie. Ons het opgemerk dat die eerste 3 verse van hoofstuk 12 eintlik behoort aan die visioen van Daniël 11. En dan is daar hierdie instruksie wat aan Daniël gegee word: verseël die woord, verseël die profesie tot die tyd van die einde. Baie sal heen en weer hardloop
kennis sal vermeerder word. Maar daar is geen hoofstuk 13 nie. Daar is geen 5de visioen nie. Of is daar? Wat ons soek is 'n visioen wat die siklus sou herhaal, wat ons vind in Daniël 2, Daniël 7, Daniël 8 en Daniël 11. Dit sou 'n visioen of 'n profetiese hoofstuk van die Bybel moet wees, wat sou praat oor Babylon, Medo-Persië, Griekeland, heidense Rome, pauslike Rome, en dan vir ons meer lig gee oor die onderwerp net voordat God se koninkryk opgerig word. Ons het nie 'n Daniël hoofstuk 13 nie, maar ons het wel 'n Openbaring 13. Daniël 2, 7, 8 en 11 verbind met Openbaring hoofstuk 13 op 'n ongelooflike manier. Kom ons lees Openbaring 13 vers 1. En ek het 'n dier uit die see sien opkom, met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy koppe 'n naam van godslastering. Nou die eerste ding wat ons hier sien in Openbaring 13 is 'n dier, en in Bybelse profesie verteenwoordig diere aardse koninkryk of mag. Hierdie dier het 7 koppe en 10 horings. As ons teruggaan na Daniël 7, gaan ons vind dat daar ook 'n dier geïdentifiseer is as een met 10 horings. So sien ons hier 'n verbinding tussen Daniël 7, een van die parallelle profetiese hoofstukke van Daniël, en Openbaring 13. Nou in Openbaring 13 vers 2 is die dier 'n aardse koninkryk wat uit die see kom, wat volke, nasies, menigtes en konings verteenwoordig. Die dier wat opkom was soos 'n luiperd. Sy voete was soos die voete van 'n beer, sy mond was soos die mond van 'n leeu, en die draak het hom sy mag en sy setel en groot gesag gegee. Dit is regtig betekenisvol, want nou kyk ons na dieselfde beelde wat ons gevind het in die boek van Daniël, spesifiek in Daniël hoofstuk 7. Ons het nie net hierdie 10 horings wat die Europese nasies verteenwoordig, wat gekom het na die val van heidense Rome nie, maar ons het die luiperdagtige liggaam wat Griekeland verteenwoordig. Ons het die voete van 'n beer. Die beer het Medo-Persië verteenwoordig. En dan het ons die mond van 'n leeu. Die leeu het Babylon verteenwoordig. En dan het ons die draak wat sy setel en sy mag gee. Daardie draak verteenwoordig natuurlik die 4de mag, die 4de dier, die verskriklike dier, die onbeskryflike dier of die draakdier in Daniël 7. So ons het al hierdie selfde magte hier uiteengesit in simboliese voorstelling in Openbaring 13. Wat ons ook in Daniël 2, 7, 8 en 11 gesien het. Openbaring 13 vers 3 vertel vir ons, en ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Dit voeg vir ons 'n bietjie insig by Daniël 11. Let op, as ons dit uiteensit in Openbaring 13, het ons die Europese nasies wat die 7 koppe en 10 horings is, dan het ons Griekeland, die luiperdagtige liggaam, dan het ons Medo-Persië, die voete van 'n beer, dan het ons Babylon, die mond van 'n leeu, dan het ons heidense Rome wat die mag van die draak ontvang, ons het pauslike Rome, en omdat pauslike Rome hierdie dodelike wond in 1798 van ateïsme ontvang het, net so tussen hakies, ateïsme het eintlik histories pauslike Rome gewond in 1798. Ons gaan meer daaroor sê. Eerstens wil ek hê, jy moet die verbinding sien tussen hierdie 2 verse. Want wanneer ons na Openbaring 13 kyk, sien ons 'n herhaling en uitbreiding van Daniël 2, 7, 8 en 11. En die rede waarom ons dit weet, is omdat ons in Openbaring 13, wanneer hierdie dier, hierdie aardse mag uit die see van volke, nasies, menigtes en tale opkom, so tussen hakies, dit is 'n bevolkte area van die aarde, en ons sal meer daaroor gesels wanneer ons Openbaring 17 vers 15 so bietjie aanhaal, sien ons hierdie dier, hierdie aardse mag,
met dieselfde kenmerke van die magte in Daniël 7 vers 17 en 23. Dit beteken, dit volg hierdie magte. Dit het die horings, dit het die luiperdagtige liggaam, dit het die voete soos 'n beer, dit het die mond soos 'n leeu en dit het die setel en gesag wat gegee word deur die draak. En dan is daar nog 'n bietjie insig wat in Openbaring 13 bykom, wat ons dalk gemis het in Daniël 11. Daardie insig is dat hierdie dier 'n dodelike wond ontvang. En ons weet, die pausdom is gewond met 'n dodelike wond in 1798, toe die Franse generaal Berthier gegaan het en die paus gevange geneem het. Ons gaan wel bietjie later daaroor uitbrei. Openbaring 13 vers 11 lees, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom. En hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. Nou wat nou van waarde is dat hierdie ander dier nie regtig genoem word in Daniël 11 nie. Ons sien nie 'n ander dier in Daniël 11 of 7 of 2 of 8 nie. Ons sien nie 'n ander dier wat opkom uit die aarde nie. Openbaring 13 werp meer lig op die profeseë van Daniël. Dit is 'n aanvulling tot Daniël. Dit gee vir ons addisionele inligting oor ons profetiese geskiedenis, wat menslike geskiedenis gaan wees, die aardige geskiedenis aan die einde van tyd. So ons wil hierdie dier verstaan. Hierdie aardse mag is 'n aardse mag wat opkom uit die aarde in kontras met die see wat 'n bevolkte area was. Dit is 'n minder bevolkte area van die wêreld. En hierdie minder bevolkte area, gesimboliseer deur die aarde, het 'n aardse mag wat opkom met 2 horings soos 'n lam. Ja, 'n lam is Jesus Christus. Horings verteenwoordig hulle magte, die magte binne daardie aardse mag. En daardie 2 magte sou burgerlike en godsdienstige vryheid verteenwoordig, omdat die lam vryheid en bevryding simboliseer. Jesus Christus het gekom om ons vry te maak van sonde en gebondenheid, van al die beperkings en die dwang van die mensdom, en om ons te bevry, ons vry te maak van ons sondes, en ons te herstel na sy beeld waarin ons geskep is, wat die beeld van God is, en die beeld van vryheid en keuse is. Kom ons gaan kyk na ons diagram wat ons opgetrek het. Onthou julle, Daniël 2, Daniël 7, Daniël 8, Daniël 11, Openbaring 13. In Openbaring 13 het ons Babylon, onthou die mond van 'n leeu. Ons het Medo-Persië, onthou die voete van 'n beer. Ons het Griekeland, onthou die liggaam van 'n luiperd. Ons het heidense Rome, onthou die draak wat hom 'n setel en mag en groot gesag gegee het. Ons het pauslike Rome, onthou, hy kom op en hy ontvang 'n dodelike wond. Dan het ons ateïsme, omdat ateïsme die dodelike wond toedien, en ons het Amerika, omdat Amerika daardie lamagtige dier met lamagtige horings is. So, hierdie Openbaring 13 prentjie help ons om meer te sien van wat plaasvind in Daniël 11. Ons voeg nou hierdie kenmerke van Openbaring 13 by Daniël 11 by. En dit vul die prentjie in. Maar nou moet ons vra, kan ons dit doen? Kan ons by Daniël 11 voeg, wat in 'n ander profetiese boek van die Bybel is? Kan ons daardie verbinding maak? Is dit reg? Wel, Daniël 7 het by Daniël 2 bygevoeg. Daniël 8 het by Daniël 7 bygevoeg. Daniël 2 het weer by Daniël 11 bygevoeg. En Daniël 8 en Daniël 7 en Daniël 2 het bygevoeg by Daniël 11 ensovoorts. So dit sou net konsekwent wees vir ons om te erken dat die boek van Openbaring, wat nog 'n profetiese boek is, wat dieselfde simbole in die boek van Daniël identifiseer, dan ook by Daniël 11 en Daniël 8 en Daniël 7 en Daniël 2 gevoeg kan word. Dit herhaal net en vergroot en gee vir ons 'n groter prentjie.
Nou Openbaring 13 is nie die enigste hoofstuk in Openbaring wat dit doen nie. Openbaring 17 doen dit ook. Dit is net so tussen my en jou. En dit neem ons reg tot aan die heel einde van tyd, die tyd waarin ons nou leef, maar ons gaan later daarby kom. Kom ons gaan nou net eers terug na Daniël 11 vers 40 toe, want ons soek na ateïsme om 'n dodelike wond toe te dien en ons soek na die opkoms van Amerika in Daniël 11. Kom ons kyk of ons hierdie twee karakters daar uitgebeeld kan vind. In Daniël 11 vers 40 lees ons, maar in die tyd van die einde sal die koning van die suide met hom in botsing kom. En die koning van die noorde sal op hom afstorm met strydwaans en perderuiters en baie skepe. En hy sal daarmee in die lande inkom en instroom en dit oorvloei. Reg. Ons begin met hierdie frase die tyd van die einde. Kom ons kyk net eers, wat kan ons daarvan leer? Wanneer bereik ons daardie profetiese tydperk van die tyd van die einde? Daniël 12 vers 4 het vir ons gesê, en jy Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. Baie sal dit deursoek en die kennis sal vermeerder. Nou die tyd van die einde word hier geïdentifiseer in Daniël 12 vers 4. In Daniël 11 vers 40 vertel dit van 'n koning wat van die suide gaan opkom teen hierdie koning van die noorde en met hom bots. En daardie tyd van die einde word geïdentifiseer in Daniël 12 vers 4 as 'n tyd wanneer kennis vermeerder sou word. Nou watter kennis sou vermeerder word? Wel, Daniël verstaan dat mense aan die einde van die tyd dit sal verstaan. Maar hy wat Daniël is, gaan dit nie verstaan nie. So die kennis wat gaan vermeerder is 'n kennis van die profeseë wat Daniël nie verstaan het nie. Dis die eerste kennis. Maar daar is ook hierdie behoefte dat tegnologie vermeerder moet word. So ons gaan twee dinge hier sien. Ons gaan die toename van Bybelse kennis sien en ons gaan die toename van tegnologie sien in die algemeen in ons wêreld. Ons gaan sien dat beide hierdie dinge plaasvind ergens rondom die tyd van die einde. Kom ons kyk na die toename van Bybelse kennis. Kom ons kyk eers daarna. En dan kyk ons na die toename van tegnologie. En miskien kan ons dan die Bybelse tyd van die einde vasstel. Kom ons kyk eerstens na die Bybelse deel van die toename van kennis. In 1799 is die London Religious Tract Society gestig, of die Londense godsdienstige traktaatgenootskap. In 1804 is die Britse en buitelandse Bybelgenootskap gestig. En toe in 1816 is die Amerikaanse Bybelgenootskap gestig en in 1825 is die Amerikaanse Traktaatgenootskap gestig. En vandag is dele van die Bybel vertaal in meer as 2000 tale en word daar beraam dat daar meer as 9 miljard kopieë van die Bybel versprei is in die laaste 200 jaar. Nou dit is interessant, want voor 1798 was daar nie enige Bybels nie. Wel, skaars enige Bybels. Daar was net 'n paar miljoen Bybels. Daar was nie eens genoeg Bybels vir elke lid van die kerk waaraan ek behoort, wat ongeveer 20 miljoen lede is nie. Wat gebeur wanneer die Bybel beskikbaar gemaak word? Wel, dit bring 'n wêreldwye godsdienstige ontwaking. Dit is presies wat gebeur het toe die Bybel beskikbaar geword het. Daar is 'n godsdienstige ontwaking. Mense het begin om die Bybel te lees en hulle het begin om die profeseë te lees en hulle het begin om die profeseë te bestudeer en hulle het begin besef die woord van God is kragtig. Die woord van God is akkuraat. En hierdie ontwaking wat plaasgevind het, wat oor die wêreld gespoel het,
het veroorsaak dat mense tot 'n begrip van Daniël se profeseë gekom het. Maar wat van tegnologie? Ons weet in 1798 was gasbeligting en die gietysterploeg nog nuwe ontwikkelings. Maar het jy geweet dat elektrisiteit net 'n laboratorium eksperiment was in daardie tyd? En tog, in die laaste 200 jaar van 1798 af, het ons van perd en wa na ruimtereise gegaan. Skielik kom ons by 1798 en in 200 jaar gaan ons van perd en wa al die pad na ruimtereise. Dit is ongelooflik. In werklikheid het die Chicago Republikeine gesê dat die vinnige vordering wat die wêreld maak in wetenskap en algemene intelligensie en uitvinding die mees opvallende kenmerk van ons tyd is. En dit was in Maart van 1872. 'n Ander artikel uit daardie selfde era het gesê nog nooit was daar so 'n aktiwiteit van uitvinding binne die geskiedenis van die mensdom soos op daardie tydstip nie. En dit was April van 1871. So ons sien ongelooflike vordering, beide in geestelike kennis en in intellektuele kennis, wat toeneem van 1798 af. Met ander woorde, ek dink ons kan met redelike veiligheid aanneem dat die tyd van die einde breek aan 1798 en voorkant toe. Kom ons gaan terug na ons vers in Daniël 11 vers 40. Maar in die tyd van die einde, kan ons dan nou sê, van 1798 af, iewers daarna, sal die koning van die suide met hom in botsing kom, en die koning van die noorde sal op hom afstorm met strydwaans en perderuiters en baie skepe, en hy sal daarmee in die lande inkom en instroom en dit oorvloei. Nou, wie is hierdie koning van die suide? Wel, as jy Strong se definisie vir suide opsoek, gaan jy vind dat die woorde suide, of die woord suide, afgelei is van 'n Hebreëse woord, wat soms as Egipte vertaal word. Egipte is ook die land wat suid van God se volk in die Bybel gelê het, suid van Israel. En dan word die woord suide in Bybelse terme gebruik om te verwys na die land Egipte in Bybelverse, soos Jesaja hoofstuk 30 vers 1 tot 7. So ons praat hier van die koning van die suide as 'n simbool of 'n voorstelling van die land suid van letterlike Israel, die land Egipte. Kom ons kyk na hierdie Bybelvers in Eksodus 5 vers 2, om te verstaan wat God aan ons probeer oordra in verhouding tot Egipte en die gebruik van Egipte. In Bybelprofesie sê dit in Eksodus 5 vers 2, en in hierdie teksvers praat ons van die verhaal van Moses, wat sy volk verlos deur die krag van God. Die teksversie lees, maar Farao antwoord, wie is die Here na wie se stem ek moet luister, om Israel te laat trek? Ek ken nie die Here nie, en ek sal Israel ook nie laat trek nie. So, dit is basies 'n mag wat weier om God te erken, wat weier om sy mag en sy wil te erken. In Bybelse tye is Moses deur God gelei om sy volk te verlos, en die Farao het gesê, ek erken nie jou God nie, ek ken nie eers jou God nie, ek wil niks met hierdie God te doen hê nie, ek sal jou mense nie laat gaan nie. So die suide sou aardse magte verteenwoordig, wat weier om God te erken. En die vraag wat ons dan wil vra is ateïsme 'n groot Bybelse rolspeler in Bybelse profesie? Is 'n mag wat weier om God te erken, weier om die bestaan van God te erken, weier om God se wil te doen, soos ons sien in Eksodus 5 vers 2, is daardie ateïstiese mag wat God verwerp? Speel daardie mag 'n groot rol in Bybelse profesie? Word dit geïdentifiseer in Bybelprofesie? En die antwoord daarop is 'n besliste ja. Kom ons kyk na Openbaring 11 vers 7 en 8.
En wanneer hulle hul getuienis volëindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak. En hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad wat geestelik genoem word Sodom en Egipte, waar ook ons Here gekruisig is. 'n Dier verteenwoordig in Bybelse profesie 'n aardse mag of koninkryk. Ons het dus hierdie dier, hierdie aardse mag, wat opkom uit die afgrond en oorlog maak teen God se twee getuies, wat die Ou en Nuwe Testament sou wees. Openbaring 11 vers 7 en 8 identifiseer dus 'n ateïstiese mag, want God se getuies, die Ou Testament en die Nuwe Testament, verteenwoordig die Bybel. En die geskiedenis vertel ons dat ateïsme in Frankryk opgestaan het en die Bybel in die strate verbrand het. Dit het die God van die hemel onttroon en dit het oorlog gemaak teen die Bybel. Dit is wat hier geïdentifiseer word in Openbaring 11 vers 7 en 8. Ateïsme is 'n groot rolspeler in Bybelprofesie. So kom ons gaan nou terug na Daniël 11 vers 40 toe. Maar die tyd van die einde, 1798, aan die einde van die 18de eeu, sal die koning van die suide, ateïsme, in botsing kom. Volgens Strong se definisie beteken hierdie woord om te steek of oorlog te voer. Ons wil dus die vraag vra, het ateïsme teen die einde van die 18de eeu op die wêreldtoneel verskyn met militêre mag? Het ateïsme volgens Openbaring 11 op die wêreldtoneel opgestaan en teen die twee getuies oorlog gevoer? Hierdie mag is geestelik geïdentifiseer as Sodom en Egipte. Onthou, Egipte verteenwoordig 'n mag wat God nie erken nie. So dit is 'n mag wat sê, nee, ek erken God nie. Ek weet nie wie jou God is nie, ek gaan nie sy wil erken nie, ek gaan nie daardie mense laat gaan nie. Het daardie mag teen die einde van die 18de eeu ergens in die wêreld opgestaan en oorlog gemaak teen hierdie pauslike mag, teen hierdie Romeinse pauslike mag, die koning van die noorde? En die antwoord is absoluut ja. Dit is presies wat gebeur het. In 1798 het Napoleon se generaal Berthier in Rome ingestap. Hy het die pauslike regering afgeskaf en hy het 'n sekulêre een in sy plek aangestel. Julle kan daarvan lees in Encyclopedia Americana in die 1941 uitgawe. So sien ons 'n presiese vervulling van Bybelprofesie in die geskiedenis van die Franse. Dit was die toediening van 'n dodelike wond. Dit het nie die pausdom vernietig nie, omdat die pausdom 'n tweevoudige mag was. Dit was 'n godsdienstige mag en dit was 'n siviele mag. Dit het sy burgerlike mag weggeneem. Dit het sy burgerlike regering weggeneem. Dit het sy burgerlike oorheersing weggeneem, wat in Daniël 7:25 voorspel was, om vir 'n tyd, tye en 'n halwe tyd te duur. Die mag, die pauslike mag, het geduur vir 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. In Openbaring 11, 12 en in Openbaring 13 vers 4 vind ons nie net die tyd, tye en 'n halwe tyd nie, of 1260 dae nie, maar ons vind ook 42 maande. Vir 1260 jaar, vir 'n tyd, tye en 'n halwe tyd, al daardie profetiese tydlyne kom uit op 1260 letterlike jare. Dis 1260 profetiese dae. 'n dag vir 'n jaar volgens Esegiel 4 vers 6 en Numeri 14:34. Dis 1260 letterlike jare. En dit is wat ons sien van 538 tot 1798. Die koning van die noorde word aangeval deur die koning van die suide, wat 'n ateïstiese mag is. Nou, kom ons lees 'n bietjie oor hierdie geskiedenis, hierdie gruwels van die Franse revolusie, en ek raai julle aan om dit te gaan lees in die groot stryd. Basies is dit 'n opsomming van die geskiedenis van die opkoms van ateïsme in Frankryk en die toediening van haar dodelike wond teen die pausdom. Kom ons kyk na nog 'n stelling.
Hierdie een is van die Biblioteek van die Universiteit van Geskiedenis volume 8. Dit sê, ongeloof en ateïsme het geheers. Die Nasionale Konvensie of die parlement in Frankryk het die Sabbat afgeskaf en die leiers van die Paryse Kommune of stad het verklaar dat hulle van plan was om die koning van die hemel te onttroon, sowel as die monarge van die aarde. Dit was die vervulling van Bybelse profesie. Openbaring 13 vers 3 lees, ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Kom ons dink nou net weer oor ons diagram. Daniël 2, Babylon, Medo-Persië, Griekeland, heidens Rome, pauslike Rome. Daniël 7, Babylon, Medo-Persië, Griekeland, heidens Rome, pauslike Rome. Daniël 8, Medo-Persië, Griekeland, heidens Rome, pauslike Rome. Daniël 11, Medo-Persië, Griekeland, heidens Rome, pauslike Rome, ateïsme, wat ons nou gevind het in Daniël 11 vers 40. Ateïsme, die koning van die suide. Ateïsme het gebots en oorlog gevoer teen die koning van die noorde, pauslike Rome. Openbaring 13, Babylon, Medo-Persië, Griekeland, heidens Rome, pauslike Rome, ateïsme, hy is gewond met 'n dodelike wond, dit is ateïsme in Openbaring 13 vers 3. Kan julle die parallelle in Openbaring 13, Daniël 2, 7, 8 en 11 sien? Parallelle profesieë. Openbaring 13 verbind ons dus met Daniël 11 en gee meer besonderhede. Openbaring 13 brei dan uit en vertel van die dodelike wond, die steek, die botsing, in Daniël 11 vers 14. Daniël 11 vers 40, waar ateïsme opkom, die koning van die suide in Daniël 11 vers 40. Kom ons gaan nou terug en beantwoord nog 'n vraag. Het die vervolging van ateïsme teen pauslike Rome in Frankryk geëindig, of het dit uiteindelik versprei na ander lande in Europa en reg oor die wêreld? Ons kan na 'n paar stellings kyk. Time Magazine, 4 Desember 1989. Tot onlangs het die bataljons van Marxisme is maar ateïsme, kommunisme, gelyk asof hulle die oorhand het oor die soldate van die kruis. In die nasleep van die bolsjewistiese revolusie van 1917 het Lenin verdraagsaamheid beloof, maar terreur gelewer. Stalin se Rusland het rooi geword met die bloed van martelare, sê vader Gleb van die Russiese Ortodokse Kerk in Yukon, een van die dapperste agitators vir godsdienstvryheid. In die eerste 5 jaar van bolsjewistiese bewind is 28 biskoppe en 1200 priesters afgemaai deur die rooi sekel. Stalin het die terreur grootliks versnel. Likwidasies van geestelikes het 'n beraamde 50.000 bereik. Na die Tweede Wêreldoorlog het hewige, maar oor die algemeen minder bloedige vervolging versprei na die Oekraïne en die nuwe Sovjetblok, wat miljoene Rooms-Katolieke en Protestante sowel as ortodokse geraak het. Sien jy daardie botsing, daardie oorlog teen die koning van die noorde, voortgeduur van 1798 af? Dit het voortgegaan en miljoene Rooms-Katolieke geraak en duisende priesters en 'n dosyn of so biskoppe uitgewis. Het ateïsme die pausdom heeltemal vernietig, of sou die koning van die noorde die pausdom terugkeer na 'n plek van wêreldwye prominensie? Wat sê die Bybel? Nie wat ek dink nie, nie wat jy dink nie, nie wat sommige ander kommentators sê nie, maar wat sê die Bybel? Daniël 11 vers 40 sê, maar die tyd van die einde, 1798, sou die koning van die suide, ateïsme, in botsing kom, oorlog voer teen die koning van die noorde. Maar die koning van die noorde sal teen hom kom soos 'n warrelwind.
Die Engels sê whirlwind. Sien ons hier 'n herlewing van die mag van die koning van die noorde? Ja, ons sien hier 'n herlewing van die pauslike mag en dit pas perfek by wat ons verstaan van wat geskiedenis vir ons uitgelê het. In 1989 het ons hierdie artikel gelees uit US News and World Report. Gorbachev, die leier van die Sowjetunie op daardie tydstip, buig voor die Romeinse legioene wat die paus verteenwoordig. Die pauslike Romeinse mag, natuurlik die vierde mag in Daniël 2, 7, 8 en 11, aangevul deur Openbaring 13. Dit is ongelooflik wat ons hier sien, want soos ons teruggaan na ons diagram en dit invul, sien ons in Openbaring 13 en Daniël 11 ateïsme, maar dan het ons pauslike Rome in Daniël 11 en ons het die Verenigde State in Openbaring 13. Let nou mooi op, ons het twee verskillende magte in hierdie hoofstukke. Daniël 11 gee vir ons heidense pauslike Rome wat herstel en genees. Maar Openbaring 13 gee vir ons die Verenigde State. Openbaring 13 vertel ons egter dat die VSA maak 'n beeld vir daardie eerste aardse mag wat ons geïdentifiseer het as pauslike Rome. Hulle is verbind in Openbaring 13. Maar as hulle verbind in Daniël 11, is die pausdom en die Verenigde State verbind in Daniël 11. Time Magazine, 3 Desember 1990 sê, toe die Heilige Romeinse keiser Hendrik IV besluit het om vergifnis te soek by Paus Gregorius die 7de in 1077, het hy kaalvoet vir 3 dae in die sneeu buite die pauslike kwartiere in Canossa, Italië gestaan. Ek moet sê die koning van Engeland, Hendrik IV. Ek sal vir jou aanbeveel om die boek The Great Controversy te lees. Dit het hierdie geskiedenis daarin. Time Magazine gaan voort. Gorbachev se ooreenkoms met die kerk was minder dramaties, maar dit was nie minder betekenisvol in sy eie manier nie. Sy verdrag met die pausdom was nie so dramaties soos dit destyds was met Hendrik IV nie, maar dit was nie minder betekenisvol nie. Hendrik IV moes kaalvoet daar staan, Gorbachev nie. Hy hoef ook nie buite in die sneeu te gestaan het vir 3 dae nie, maar die betekenis van hierdie ooreenkoms was nie minder betekenisvol in sy eie manier nie. In werklikheid het Prison Fellowship se Chuck Colson in Jubilee tydskrif van April 1990 geskryf oor hierdie vryheidsbeweging en hy sê, in Pole is die vryheidsbeweging amper 3 dekades gelede gebore toe die biskop van Krakow toestemming gegee het om 'n nuwe kerk te bou, of hy het toestemming gesoek om 'n nuwe kerk te bou. En die kommunistiese owerhede het sy aansoek geweier. Hierdie biskop het 'n reuse kruis opgerig en buitelug eredienste gehou. Die kommuniste het dit toe afgebreek. Die kerklidmate het dit oor en oor vervang, totdat die kommuniste eindelik opgegee het, en na die biskop van Krakow het Paus Johannes Paulus II geword. 'n heldefiguur in Pole, die een wat die val van kommuniste of kommunisme in sy tuisland Pole begin het. En dit is hoe dit alles begin het volgens Chuck Colson en sy Prison Fellowship artikel. Life Magazine, 'n katholieke tydskrif, het ook oor hierdie geskiedenis gepraat. In 1935 is Josef Stalin, absolute heerser van die Sowjetunie, ongevraagde advies gegee. Maak 'n versoenende gebaar met die Vatikaan. As jy te ver druk, gaan die land se katholieke teenrevolusionêr word. Stalin wou egter geen versoenende gebaar maak nie. Nou het hy ene nodig gehad. Die strukture van kommunisme het begin verbrokkel. Die krete vir onafhanklikheid kon regdeur die Baltiese state gehoor word. Later in nuus vertel ons dat Johannes Paulus II bespot is deur die kommuniste toe hulle aangeraai is om net 'n versoenende gebaar te maak. Nee, hy het geen tanks nie, hy het geen gewere nie, hy het nie militêre mag nie.
Hoekom moet ons op enige manier probeer om hom te paai? Wel, toe het hulle dit miskien nie nodig gehad nie. Maar kort daarna het alles begin val. Kommunisme val, en wie is die persoon agter die val van kommunisme volgens Bybelprofesie? Dis die koning van die noorde. Volgens ons begrip is die koning van die noorde die pausdom. Volgens die nuus buig Gorbachev voor Romeinse legioene. Mens sien hoe dit alles saamkom, omdat dit te ver gedruk was. Wat die artikel gesê het, is die presiese woord wat in Daniël 11 vers 40 gebruik word. Die koning van die suide sou met hom in botsing kom. Hom te ver druk, en raai wat gaan gebeur? Die koning van die noorde gaan teen hom terugkom soos 'n warrelwind. Die Bybel sê in Openbaring 13 vers 3, ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Let op wat die Catholic Register oor hierdie gebeurtenis gesê het in Desember 1989. Hierdie besoek van Gorbachev is 'n teken dat die kerk weerstaan het, dat die vervolging deur ateïsme, kommunisme dit gewond het, maar nie vernietig het nie. Wat sê Daniël 11 vers 40 nou weer verder? Maar in die tyd van die einde sal die koning van die suide met hom in botsing kom. Maar in hierdie tyd na 1798 sal ateïsme in botsing kom met die kerk, die koning van die noorde, die pauslike Romeinse mag. En die koning van die noorde sal op hom, die koning van die suide, met ander die pauslike mag, sal op ateïsme afstorm met strydwaans en perderuiters en baie skepe, en hy sal daarmee in die lande inkom en instroom en dit oorvloei. Ek wil vir 'n oomblik na daardie woord instroom kyk. Strong sê dat dit in die oorspronklike taal beteken om af te was, om oor te was, of om te oorstroom. Life Magazine, daardie katholieke tydskrif, het hierdie selfde gebeurtenis beskryf, Desember 1989. Dit het die triomf van Johannes Paulus II beskryf. Let op wat dit sê. Die gety van vryheid wat oor Oos-Europa spoel, beantwoord sy mees vurige gebed. Die koning van die noorde se. Dit is ongelooflik wanneer jy daaroor dink, want basies gebruik hierdie nuusartikels sommige van dieselfde terminologie, gewond, in botsing gekom, instroom, wat die Bybel gebruik om hierdie gebeurtenis te beskryf. Dan gaan dit voort om te sê met strydwaans en met ruiters en met baie skepe, en hy sal in die lande ingaan en sal instroom en verbygaan. Hoe het hy in die lande ingegaan? Wanneer jy hieroor dink, is dit regtig betekenisvol, want Pole byvoorbeeld was 'n katholieke land wat deur kommunisme beheer is in Pole. Reader's Digest van Maart 1990 sê, in Pole het die katholieke bevolking Johannes Paulus II as 'n heldefiguur gesien, en toe Tadeusz Mazowiecki in Augustus 1989 oorgeneem het as Pole se eerste nie-kommunistiese eerste minister in 45 jaar, is hy gevra of hy 'n sosialis was. Hy het geantwoord, ek is 'n katholiek. So sien ons hier die katholieke kerk wat instroom en die lande binnegaan, politieke beheer oorneem, katholieke leiers wat beheer oorneem. Krities belangrik, katholieke leiers wat beheer oorneem. Time Magazine, 3 Desember 1990 het gesê, as gevolg van Gorbachev se beleidsverandering, het die pausdom weer sy kerkdienste ingestel. Gekonfiskeerde kerkgeboue is teruggekeer. Katholieke biskoppe en geestelikes is gestuur na kommunistiese lande, waar die katholieke kerk eens streng deur die regering verbied is. Gekonfronteer met die taak om die voorheen kommunistiese lande van Oos-Europa en die nuwe verdraagsame Sowjetunie te evangeliseer, het Time Magazine verklaar dat Johannes Paulus
'n beroep gedoen het op die genootskap van die Jesuïte of die genootskap van Jesus, die Jesuïte, om die taak te lei, om priesters op te lei en die lank onderdrukte geestelikes van hierdie sensitiewe gebiede te herbou. Daniël 11 vers 40 sê, maar in die tyd van die einde, na 1798, sal die koning van die suide, ateïsme, met hom, die koning van die noorde, pauslike Rome, in botsing kom. En die koning van die noorde, pauslike Rome, sal op hom, ateïsme, afstorm met strydwaans en perderuiters en baie skepe, en hy sal daarmee in die lande inkom en instroom en dit oorvloei. Daar was 'n artikel deur Newsweek wat die val van kommunisme beskryf het, en die artikel se opskrif was dae van die warrelwind. Onthou, ek het vir julle gesê, in die Engels word hierdie teks vertaal like a whirlwind. Days of the whirlwind. Kom ons kyk na die parallelle in profesie en wêreldgeskiedenis. Bybelprofesie het gesê hy sou in botsing kom. Wêreldgeskiedenis het gesê hy het in botsing gekom. Bybelprofesie het gesê dit sou 'n oorlog wees. Wêreldgeskiedenis sê dit is 'n oorlog. Bybelprofesie het gesê hy sou gewond word. Wêreldgeskiedenis sê hy is gewond. Bybelprofesie het gesê hy sou instroom. Wêreldgeskiedenis het dit beamoen. Bybelprofesie het gesê die hele gebeurtenis van die val van kommunisme is soos die dae van die warrelwind, en wêreldgeskiedenis bevestig dit en beskryf dieselfde gebeurtenis as die dae van 'n warrelwind. God wil hê ons moet hierdie vervulling van Bybelse profesie verstaan, sodat ons gefestig kan wees op sy seker woord, dat ons geloof en vertroue in die woord van God kan hê. Kom ons gaan terug na Daniël 11 vers 40, want daar is meer vir ons om daar te verstaan. Maar in die tyd van die einde sal die koning van die suide met hom in botsing kom, en die koning van die noorde sal op hom afstorm met strydwaans en perderuiters en baie skepe, en hy sal daarmee in die lande inkom en instroom en dit oorvloei. Dit is ou taal, as jy daaroor dink, met strydwaans en met ruiters en met baie skepe. Die pausdom het nie strydwaans en ruiters en baie skepe gebruik toe dit teen die Sowjetunie gekom het nie. Ons het gepraat oor die biskop van Krakow, wat Johannes Paulus II geword het, wat 'n reuse kruis in 'n plein opgerig het. Dit was hoe dit alles begin het. So wat is die strydwaans en die ruiters en baie skepe? Kom ons gaan kyk na die Bybel en dan vind ons uit, né? Dis altyd beter om te sien wat sê die Bybel. Bybelprofesie vertel vir ons baie duidelik. Die Bybel vertel vir ons baie duidelik dat strydwaans en ruiters en perde verteenwoordig militêre mag. Wanneer jy strydwaans gehad het en jy het ruiters gehad, was jy 'n sterk militêre mag. Dit vertel ons ook dat skepe ekonomiese mag verteenwoordig. Paar verse waarna jy kan gaan kyk, 1 Konings 1 vers 5 oor strydwaans en perde, Psalm 107 vers 23 oor skepe wat gelyk is aan ekonomiese mag of handel. Reg. So ons praat in hierdie profetiese vers van die pausdom wat teen die Sowjetunie sal opstaan met militêre mag en ekonomiese mag. En as ek praat van die Sowjetunie, dan praat ek hier van ateïsme, né, die koning van die suide. So hy staan op teen ateïsme met militêre mag en ekonomiese mag. Maar wag, die pausdom het nie 'n leer nie. Dis nie 'n industriële land wat al hierdie ekonomiese mag produseer nie. Dis 'n klein landjie. Die Vatikaan is 'n klein staatland, net daar in die middel van Rome. Wel, eintlik wat hierdie profesie aandui, is die presiese ding wat ons in Openbaring 13 getoon is. Dit is nie die pausdom op sigself nie, maar dit is die pausdom verbind met 'n ander mag. Openbaring 13:11 vertel ons dat die pausdom se strydwaans en ruiters, militêre mag en skepe ekonomiese mag eintlik gekom het van die Verenigde State van Amerika af. Time Magazine, Februarie 1992, het as hoofopskrif gehad Holy Alliance, en dit vertel hoe Ronald Reagan en die paus saamgespan het om die solidariteitbeweging in Pole te ondersteun en die ondergang van kommunisme te versnel. Dit is beskryf as die mees heilige alliansie of die mees geheime heilige alliansie van alle tye. Hulle het in geheim ontmoet in Alaska in 1982.
Niemand het geweet dat dit aan die gang was nie. 10 jaar later is hierdie artikel gedruk. Niemand het selfs geweet, hulle het saamgespan om kommunisme omver te werp nie. Die artikel beskryf stap vir stap hoe die Sowjet en die kommunistiese regering van Pole gebuig het voor die morele, ekonomiese en politieke druk opgelê deur die paus en die president. Die paus en die president praat oor Ronald Reagan. Paus is natuurlik die paus, Johannes Paulus II, president Ronald Reagan. Die artikel gaan aan en sê een van sy vroegste doelwitte as president was dat Reagan die Vatikaan as 'n staat erken en hulle 'n bondgenoot sal maak. Nou moet jy verstaan, Amerika was tot op hierdie tyd bekend as Protestants Amerika. En protestante en katholieke, hulle werk nie saam nie. Geskiedenis vertel ons dit. En om dit vir Reagan moontlik te maak om met die pausdom te werk, moes hy hulle as 'n staat erken, omdat die VSA nog nooit die pausdom as 'n staat erken het nie. Dit beteken Amerika het nie 'n ambassadeur na die Vatikaan gehad nie. Hulle het nie saamgewerk met die Vatikaan nie. Maar Ronald Reagan het dit alles verander. Die artikel gaan aan. Gedurende die eerste helfte van 1982 het 'n 5-delige strategie ontstaan wat daarop gemik was om die ineenstorting van die Sowjet-ekonomie te bewerkstellig. Deel van hierdie strategie het die VSA se verdedigingsopbou ingesluit, wat reeds aan die gang was met die doel om dit te duur te maak vir die Sowjet om militêr mee te ding met die Verenigde State. Kom ons dink net vir 'n oomblik daaroor. Die Bybel het ons net gesê strydwaans en ruiters. Ons het gekyk na 1 Konings 1 vers 5 en daar's baie ander verse wat sê dat dit militêre mag simboliseer. Ons besef toe, die pausdom gaan deur hierdie heilige alliansie die militêre mag van Amerika gebruik. Dit word vir ons bevestig in die Bybel en die nuus, en geskiedenis vertel ons dat die militêre mag wat profeties in Daniël 11 vers 40 voorspel is, van die Verenigde State gekom het, wat ook profeties voorspel is om met die pausdom saam te werk in Openbaring 13 en selfs 'n beeld vir die pausdom te maak. Reader's Digest het die vraag gevra hoe die ongelooflike kommunistiese ineenstorting gebeur het, en toe antwoord hulle daardie vraag. Militêre druk van Amerika en sy westerse bondgenote het veroorsaak dat die Sowjet geskrik het. In 1980s was kommunistiese ekonomieë altyd ondoeltreffend, het dit bankrot gegaan. Toe die Sowjet mynwerkers in staking gegaan het in 1989, het hulle eise seep en toiletpapier en suiker ingesluit. Is dit nie ongelooflik nie? Dit was die ekonomiese druk wat teen die kommunisme gekom het. Die koning van die suide sou teen hom kom met strydwaans en met perde en met baie skepe en ekonomiese druk. En die militêre druk, alles is vir ons bevestig deur nuusartikels, maar profeties voorspel in Bybelse profesie. Met ander woorde, die woord van God wys ons eenvoudig vooruit wat in die geskiedenis van die nasies vervul gaan word. Wat in ons geskiedenis gaan gebeur, is voorspel in Bybelprofesie. Wanneer die profesie vervul, kan ons verwag dat geskiedenis daardie vervulling bevestig. Ons gaan nie na geskiedenis om die Bybel te interpreteer nie. Ons moet die Bybel toelaat om homself te interpreteer. En dis wat ons gedoen het. Ons laat die Bybel toe om vir ons te sê wat die tyd van die einde is. Ons laat die Bybel vir ons sê wie die koning van die noorde is. Ons laat die Bybel vir ons sê wie die koning van die suide is. Ons het die Bybel vir ons laat sê wat strydwaans en ruiters beteken. Ons het die Bybel toegelaat om vir ons te sê wat skepe beteken. En soos ons identifiseer wat dit beteken in die Bybel, in hierdie profetiese taal, dan kyk ons na die geskiedenis om ons interpretasie te bevestig en dit pas soos 'n hand in 'n handskoen. Let op wat die Bybel in Jesaja hoofstuk 48 sê oor Bybelse profesie. Jesaja 48 vers 3 en 4. Die vorige dinge het ek lankal verkondig en uit my mond het dit uitgegaan en ek het dit laat hoor. Skielik het ek dit volbring. En dit het gekom omdat ek geweet het dat jy halsstarrig is en jou nek 'n ystersening is en jou voorhoof koper.
Die Reader's Digest artikel vra eintlik die vraag: hoe kon die vlam van vryheid, wat deur soveel jare van Sowjet-tirannie gedemp is, so skielik en helder in Oos-Europa brand? Wie stel koninkryke aan? Wie stel hulle af? Wel, hoekom brand dit so skielik? Die Here het gesê, ek het die vorige dinge van die begin af verklaar, skielik het ek dit gedoen. Wie het hierdie profesie laat vervul? Die Here het. Wie het die koninkryk van Babylon opgerig en dit toe omvergewerp? Medo-Persië en toe omvergewerp, Griekeland en toe omvergewerp? Wie gee nasies 'n proefperiode om hulle karakter te bewys en neem hulle dan van die toneel af wanneer hulle God se wil nie nakom nie en laat 'n ander nasie daaruit opkom? Ons moet verstaan dat God sy hand oor die dinge van hierdie aarde het. Alles werk saam vir die goeie van die wat die Here liefhet en geroep is volgens sy wil. Ons sien 'n geweldige krisis voor ons in Openbaring 13. Maar dit gaan nie vreeslik wees vir God se volk nie. Dit gaan nie vreeslik wees vir die wat hulle vertroue in God stel nie. Ja, dit is waar. God se volk sal nie kan koop of verkoop nie, tensy hulle die merk van die dier ontvang. Ja, dis waar. 'n Doodsbevel gaan teen God se volk uitgereik word aan die einde van tyd. Maar uiteindelik gaan die ewigheid vir ons beskore wees. Almal wat weier om die dier te aanbid. Die aanbidding van hierdie aardse mag en sy beeld. Daar gaan 'n kort tyd van benoudheid wees en dan gaan ons die Here sien kom. Ons gaan ons hoofde lig en sê ons verlosser lewe. Kyk, hy kom, dit is ons God. Ons het op hom gewag en hy sal ons red. Let op wat die nuus sê oor dieselfde gebeurtenis wat ons hier bespreek het. Die Washington-Vatikaan Alliansie. Dis weer Time Magazine, Februarie 1992. Die Washington-Vatikaan Alliansie het nie die val van kommunisme veroorsaak nie, sê 'n Amerikaanse amptenaar wat bekend is met die besonderhede van die plan om solidariteit lewendig te hou. Soos alle groot en gelukkige leiers, het die paus en die president die kragte van geskiedenis vir hulle eie doelwitte benut. En vriende, net God is in beheer van die kragte van die geskiedenis. Net God alleen is die een wat afstel en die een wat aanstel. En God het 'n historiese profetiese oorsig vir ons in Daniël en Openbaring gegee. Daar is baie geskiedenis wat nie in die Bybel is nie. Maar die geskiedenis wat ons met die Messias verbind, soos in Daniël 11 vers 20 en 22, die geskiedenis wat ons met die nuwe verbond, soos in Daniël 11 vers 28 tot 32, die geskiedenis wat God se volk met die tweede koms van Jesus verbind, al daardie geskiedenis is hier in die Bybel, spesifiek in Daniël en Openbaring. En al daardie geskiedenis roep ons, smeek ons om wakker te word. Die tyd is kort. Ons leef in die tyd van die einde. Ons sien gebeure plaasvind presies op skedule. God probeer ons oë oopmaak. Hy weet ons is vasgevang in die wêreld. Hy weet ons voorhoofde is soos brons, soos die teks in Jesaja sê. Hy weet ons is verhard. Hy weet ons het in ons gedagtes en harte gesê, indien nie in aksie nie, dat die Here sy koms uitstel. En ons het saam met die wêreld geëet en gedrink. Ons moet wakker word en weer op koers kom. Jesus sê, hy definieer Bybelprofesie vir ons. Hy sê in Johannes 14:29, en nou het ek dit aan julle gesê voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Wanneer ons na Bybelprofesie kyk, is dit regtig belangrik om te verstaan waarom Jesus ons profesie gee. Dis nie net om in profesie te glo nie. Ons het nie 'n keuse nie. Ons moet dit glo. Dis nie wat Jesus hier bedoel nie. Hy sê nie net, nou het dit gebeur nie. Hy sê dit vooruit, sodat wanneer dit gebeur, jy mag glo dat dit werklik gebeur het. Jy kan dit nie glo nie. Jy moet glo. Die rede waarom hy ons vooruit vertel, is sodat ons in hom kan glo. Dieselfde idee word met ons gedeel in Johannes 13 vers 19. Van nou af sê ek dit aan julle voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat dit ek is. Dis presies waaroor dit gaan. Die rede waarom God ons Bybelprofesie gee,
is om ons geloof in Jesus te versterk. Die skrywer van die Bybel, die skrywer van profesie, die skrywer van ons verlossing, die skrywer van die Bybel, die skrywer van ons verlossing. Jesus vertel ons vooruit, sodat ons kan sê daar is 'n God in die hemel. Hy verstaan die toekoms, hy weet wat kom en hy kan ons voorberei en red. Hy word nie verras nie. Hy is in beheer van alles. Hy sal alles ten goeie laat verloop en uiteindelik sal alles eindig en ons sal ingaan in 'n ewige lewe sonder pyn, hartseer, gehuil of trane. Wat regtig interessant is dat Jesus hier spesifiek praat oor Judas in Johannes 13. Judas wat hom verraai het. Die konteks is Judas, die seun van verwoesting in Johannes. In 2 Tessalonisense 2 lees ons van die Antichrist, die wetlose een, wat ook beskryf word as die seun van verwoesting. Jesus vertel vir ons in Johannes 13 van die seun van verwoesting in sy tyd. Paulus vertel vir ons van die seun van verwoesting in ons tyd, om ons aan te moedig om op Jesus te vertrou en in hom te glo. Kom ons kyk vinnig na die profeseë wat ons tot dusver ontdek het. Ons het geleer, Daniël 2, 7, 8 en 11, Openbaring 13, begin met Babylon, dan Medo-Persië, dan Griekeland, dan Rome, dan heidense Rome. Openbaring 13, Daniël 11 neem ons na ateïsme, die koning van die suide wat teen hom opgetree het, teen Jesus opgetree het, die dodelike wond wat toegedien is. Openbaring 13 vers 11, Daniël 11 vers 40. Dan neem dit ons na Amerika. Openbaring 13 vers 1 en Daniël 11 vers 40. Dan die strydwaans, ruiters en baie skepe in Daniël 11. So kan ons sien uit Bybelse profesie dat God 100% akkuraat is en hy gaan selfs meer aan ons wys soos ons die studie voortgaan en ons verder gaan delf in Openbaring 17. Ek wil julle aanmoedig. Dit is tyd om ernstig met God te wees. Dit is tyd om die woord van God te neem, te bid vir die Heilige Gees vir begrip en om hierdie profeseë te verstaan soos dalk nog nooit tevore nie. Dan is dit tyd om dit met ander te deel, want op hierdie oomblik word die Bybel vervul. Openbaring 13, Daniël 11, die pausdom wat mag opbou, die Verenigde State wat mag opbou, ekonomies die wêreld probeer beheer. Binnekort gaan Jesus in al sy heerlikheid terugkom. Ek bid dat julle gereed sal wees en ook gereed sal wees vir daardie wederkoms. Kom ons buig ons hoofde. Onse Vader wat in die hemel is, dankie Here dat ons vandag na hierdie gedeelte kon kyk. Seën dit tot ons terwyl ons dit weer en weer en weer oordink. Mag U met ons wees. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.